Baie kere vra die mense van my hoe om hulle se Bybel begin te lees. Die video is verkieslik vir die ene wat besluit het hulle gee hulle se Bybels of die woord van die Here om bietjie dieper in te gaan, kans en te begin lees. Amen. Goeiedag geliefdes in Christus. En verkieslik as 'n mens 'n Bybel wil bietjie dieper ingaan, dan moet 'n mens soms 'n ander vertaling kan hê, diese Afrikaanse vertaling. Soms moet 'n mens verskillende vertaling Bybels hê om te kan hoor of verstaan wat sê die ander skrif en so aan. Dis nou die My Promise Bible wat 'n mens kan koop ook om bietjie jou Bybels ook bietjie te upgrade. Dit is baie nodig om jou Bybels bietjie te upgrade. Prys die wonderlike naam van die Here. Dan kry 'n mens ook die volgende Bybel wat 'n mens dit noem My Creative. Verkieslik vir die vrou mense, dis ook 'n ander een, dit is verskillende vertalings wat 'n mens kan soms gebruik. Prys die wonderlike naam van die Here. Baie kere dan sê die mense, lees Nuwe Testament. Jy moet net op die Nuwe Testament fokus. Los die Ou Testament. Maar my broer, my suster, as u in die Psalms ingaan, as u bietjie deurlees in die Nuwe Testament, dan gaan hoor jy name, dan wonder jy waarvan kom hierdie name. Soms as ons begin bid, dan gaan sê ons ook God of Abraham, Isaac, Isaac en Jacob. Nou waar is hierdie Abraham, Isaac, Isaac en Jacob? Is daar in die Ou Testament. So 'n mens moet ook bietjie touch in die Ou Testament om die broad knowledge en die understanding van die Bybel te kan kry. Prys die wonderlike naam van die Here. My manier hoe ek begin het is, ek het die Psalms gelees, die hele 150 lees 'n mens om te kan verstaan wat was Dawid gewees van die meeste Psalms is geskrywe van Dawid. Dan gaan jy terug na die Proverbs toe. Daai Proverbs is geskrywe van Salomon. Nou dan lees jy die Proverbs, Psalms, Proverbs, dit gee 'n mens 'n moed om te kan verstaan. En om te gaan begin, sal ek vir iemand advise om by Genesis te begin. Begin by Genesis tot by Revelation. As u klaar die Psalms en die Proverbs klaar gelees het, dan sal u gaan hoor wie was die Abraham, die Jacob en die Isaac wat ons vandag in ons gebed nog steeds gebruik. Amen. 'n mens moet die background en die background knowledge van die Bybel wees voor ek die Nuwe Testament moet gaan lees. 'n mens moet bietjie dieper knowledge hê van Ou Testament voor 'n mens die Nuwe Testament gaan lees. Want daar gaan hoor jy dinge wat in Ou Testament gepraat word. Ons hoor van Hanna is in Ou Testament. Ons hoor van David begin in Ou Testament. 'n mens moet bietjie broad knowledge hê om die Ou Testament te lees en ook kom begin by Nuwe Testament. Dan sal jy kan begin verstaan. Dit is baie maklik om voor Genesis te lees. Gaan kyk 'n movie op YouTube waaroor het Genesis gegaan. Kyk 'n movie en as jy klaar gekyk het, dan begin lees nou die hoofstuk van Genesis. Dan kyk jy ook die volgende movies van elke boek. Dan is dit baie beter om te verstaan wat u gaan lees in die spesifieke boek. As u gaan lees van Ruth, dan moet u bietjie die movie gaan kyk. As u gaan lees van Esther, dan moet u bietjie die movie gaan kyk. Dis hoe ek basically aan die begin het. Amen. Dan as jy die boek gaan lees, dan verstaan jy, dan kry jy die picture ook bietjie duidelik. So daar's baie movies op Google, op YouTube, waar 'n mens kan gaan kyk. En daar's ook Bible apps waar sekere movies het, gaan bietjie dieper in, dan kan dit gaan die movies kyk en dan weer die boek gaan lees. Om die Bybel te lees is baie belangrik in 'n mens in 'n Christelike lewe. Dit maak jou spirit man stronger en stronger. En die woord van die Here wat geskryf is in die Bybel is so skerp. Dit gaan deur die siele, dit gaan deur die geeste. So dit is die wapen wat ons het. 'n Mens moet bietjie broad knowledge hê en die understanding hê. Dis hoekom ek hierdie video vir iemand gemaak het, waar hy volgende 5 mense wat besluit het, hulle lees die Bybel en hulle gee die woord van die Here aandag. Dis al wat vir ons oor is. Amen. Om in dieper te gaan, want dit is ons wapen. Amen. Prys die wonderlike naam van die Here.